Goeiemôre gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is Psalm 130, verse 1, 3, 4 en 7, toosjesbereiding. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk deur God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang, Psalm 146, verse 1, 3 en 8.
Kom ons bely saam, ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 599, verse 2 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarbo is, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here die God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae wat jy met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin of enigiets anders wat van jou naaste is nie.
Kom ons sing gesang 528, 1, 2, 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Genesis. Genesis hoofstuk 16 vanaf vers 1 tot en met vers 16. Sarai het nog nie vir haar man Abram 'n kind in die wêreld gebring gehad het nie. Sy het 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abram: "Die Here het my nou eenmal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat my eie kan word." En Abram het saamgestem met sy vrou. Abram was al 10 jaar in Kanaan, toe Sarai, die vrou van Abram, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abram as vrou gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy agterkom sy is swanger, het sy haar eienares geminag. Toe sê Sarai vir Abram: "Jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê. En nou dat sy agterkom sy is swanger,
minag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys. Maar Abraham sê vir Sarai, jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy goed dink. Sarai het haar slavin toe sleg behandel en sy het weggeloop. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn. Die fontein langs die pad na Sur toe en vir haar gevra. Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Toe antwoord sy, ek loop van my eienares Sarai al weg. En die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, kyk, jy is swanger. Jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen hulle almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here, wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Daarom word die fontein genoem Lagai Roi fontein. Die fontein is tussen Kades en Beret. Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring, en Abraham het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Abraham was 86 toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U het ons elkeen tot en in hierdie wêreld geroep. Of ons huise oorlaai is met geliefdes en rykdom, en of ons huise leeg en stil is.
of ons oorlaai is met ideale en bedrywighede in hierdie wêreld, en of ons tyd al verbygegaan het, en ons taak haas hier byna ten einde is. U het ons geroep om te midde van hierdie wêreld ons genoegdoening daarin te hê dat ons aan U behoort, dat U ons elkeen versorg, asof ons elkeen U enigste is. U naam is heilig. Goeie Heer, behoed ons tog daarvan, dat ons in ons doen en late vir onsself probeer namaak. Neem ons hande en mond en maak hulle U diensknegte. U koninkryk en heerskappy oorspan alles. Behoed ons tog daarvan, dat ons eie koninkryke probeer bou. Ons bid U, begin U tog met alle bouwerk in ons lewe. Want as U die huis nie bou nie, is alles te vergeefs. Verlos ons van die bose en laat ons ook besef wat dit U kos, U seun aan die kruis. Aan U behoort die hemel en die aarde. Aan U behoort die mag en majesteit, wat ons met ons mond nie kan besing nie. En daarom bid ons U, kyk tog maar weer vandag op ons neer en dink aan U seun daar aan die kruis. Doen dit tog, goeie Heer, net om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 504, die eerste en die derde strofe. U sien ons voor die waarheid weifel, of aarzel voor ons lewenshoop. Heer, na wat U vir ons gelei het, laat ons met blydskap werk en bid. Neem van ons lewe volle besit.
is dit moeilik om te erken, te bely, te sê dat God is? Ons sou dadelik antwoord en sê nee. Immers, dit is hoekom ons vanoggend hier is, omdat ons erken en bely dat God is. Maar die antwoord is nie so maklik nie. Veral wanneer ons gaan kyk na die opdragte wat hierdie God, hierdie enigste God vir ons gee. Kom ons dink vanoggend net spesifiek aan die gebed wat Jesus Christus ons geleer het om te bid. Al hierdie bedes wat hy ons geleer het, die sê ons maklik en graag op, maar dan kom ons by die een bede wat sê, vergewe my tog, Here, my sondes, net soos ek die vergewe wat teen my sondes pleeg. En daar steek ons verstand vas. Kom ons kyk vanoggend uit 'n vreemde hoek oor waarom ons eintlik by hierdie bede vassteek. In ons skrifgedeelte wat baie bekend is, sien ons Abraham sit met 'n huismoeles. Sarai, sy vrou wat, soos die geskiedenis ons vertel het, onvrugbaar is, en God wat nog boonop gesê het, by implikasie, dat uit haar 'n hele volk gebore sou word, daardie saak het nog nie realiteit geword nie. En sy begin planne maak. Eintlik gemeet aan die tyd waarin sy geleef het, was dit maar amper 'n doodgewone saak. Sy het hierdie slavin. En 'n slavin is iets anders as 'n arbeider. 'n Slavin behoort aan jou. Dit is jou eiendom. Net soos wat jy beeste en skape het besit, is jou slavin jou eiendom. En Sarai praat met Abraham, want sy het by 'n plan uitgekom. Sy gaan Hagar, die slavin, haar slavin, vir Abraham as vrou gee. Wat beteken dat die kind wat gebore word, Sarai se eiendom is, sy eie kind is. Dit was 'n manier van surrogaatskap in die tyd van die ou antieke Ooste. Vrou kan haar slavin vir haar man gee, en die kind wat gebore word behoort nie aan die biologiese ma nie. Hierdie kind behoort aan die man en sy vrou. Alles gebeur soos wat Sarai beplan het. Maar moet ons onthou, ons is maar mense. En as mense besig is met
planne. Ook met planne. Kan dinge skeefloop en nie uitwerk soos ons wil hê, die dinge moet uitwerk nie, want ons is mense. En toe Hagar besef dat sy swanger is, lees ons, toe begin sy haar teenoor haar eienares, Sarai, aanstellerig te hou. En die moeilikheid begin. En Sarai is na Abraham toe, en dit is my slaaf, en dis jou slaaf. Hagar word nie eers by die naam genoem nie, sy hoef nie by die naam genoem te word nie, want sy's net 'n verbruikersartikel binne hierdie huishouding. Totdat Abraham sê, gaan doen met haar soos jy goed dink, dit is jou slavin, is nie myne nie. En Sarai maak vir haar die lewe so ondraaglik, dat Hagar besluit om te loop. En daarmee word sy nie net 'n droster slavin nie, maar sy loop die woestyn in. Hierdie vrou loop eintlik haar eie dood tegemoet. Dis wat besig is om te gebeur. Terugkom kan sy nie, terugkom in elk geval nie, want daar's baie swaar strawe vir slawe en slavinne wat wegloop. Ja, terugkom wil sy ook nie terugkom nie. Sy loop haar dood tegemoet. En dan lees ons, en nou moet ons die verhaal lees asof ons dit vir die eerste keer lees. Dan lees ons dat die engel van die Here het na haar toe gegaan. Wie's die engel van die Here? Hier staan nie, God het 'n engel gestuur nie. Daar is engele wat God na iemand toe stuur, soos hy wil. Wie's hier die engel van die Here? As ons terugblaai na Moses toe, dan hoor ons, die engel van die Here was in die brandende doringbos. Toe vir Samson se ma en pa gesê is dat hulle 'n kind in die wêreld gaan bring, was dit die engel van die Here. Die engel van die Here wat aan Jakob verskyn het in Bethel, die engel van die Here wat aan klein Samuel verskyn het. Nie 'n engel wat God gestuur het nie. Die engel van die Here is God self, wie jy kon sien. Net soos God ook in die vorm van 'n engel aan Abraham verskyn het. En Abraham met hom kon praat, hom sien. Ons dink engele het vlerke gehad, engele het nie vlerke gehad nie. Die serafs en die Geburim langs die troon van God het vlerke gehad. Maar die engele wat God gestuur het, en hierdie engel van die Here self het nie vlerke gehad nie, en miskien is dit waar ons misverstand inkom.
Dis God self wat hier met haar staan en praat. En wat verwag Hagar? Onthou, sy het tot op hierdie punt, weet sy dat die planne in die huis is, dat die kind wat sy in die wêreld bring, gaan Abraham en Sarai se kind wees, dit weet sy, dis hulle kind, nie haar kind nie. So dis nog die planne wat sy van weet. So vir die feit dat sy nou weggeloop het, is sy eintlik besig om die planne van Israel, waarvan sy nie die detail ken nie, is sy nou eintlik besig om die planne van Israel en hulle God in die wiele te ry. En nou praat die engel van die Here met haar, en hy sê vir haar, hy weet presies wie sy is natuurlik, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? Wat is jou verhaal? En waarheen is jy op pad? Wat dink jy is jy besig om te doen? En wat doen God daar? God gee haar kind vir haar terug, haar ongebore kind. Want God sê vir haar, jy sal 'n seun in die wêreld bring, onthou jy is swanger, maar hierdie seun sal 'n man wees, waaroor enige ma, en veral een soos jy wat 'n slavin is, waaroor enige ma in daardie tyd net oor kon droom om te hê. Gaan terug. Gaan terug na jou eienares, Sarai toe, met wie jy nie kans sien om saam te leef nie en eintlik die dood verkies. Gaan terug. En as sy terugloop, is sy 'n totaal ander mens. Ja, hierdie God van Israel, onthou sy is 'n Egiptenaar. Hierdie God van Israel gee aan haar 'n identiteit. Hy gee aan haar 'n nageslag, wat as dit die minste is, haar sou versorg op haar ou dag. Nog meer, terwyl sy terugloop, moes sy die heeltyd onder die besef gekom het, die God van Israel het my raak gesien. Ek, Hagar, slavin, met geen vooruitsig op die lewe nie, die God van Israel het my raak gesien. En so begin ons deur die Bybel te blaai. En ons het bietjie vroeër, maand of wat terug het ons ook daarna gekyk, maar laat ons net onsself herinner. Die God van Israel wat hom ontferm oor mense, oor heidene, wat nie oorspronklik deel van sy verbond was nie.
Ons het aan Rut gedink, die Moabitiese meisie. Naaman die Arameer wat van sy melaatsheid gereinig is. Die weduwee van Sarfat. Ons onthou die vrou, die Samaritaanse vrou, wat al by haar 4de of 5de man getrek het. Met wie die God van Israel, Jesus Christus is God, wie die God van Israel mee gepraat het, ingetrek het. En dan dink ons aan Jesus self, die raadslid Jairus. Hy was nie 'n gelowige nie. Genoem, verwys na die Kanaanitiese vrou by die put. En dan nooit ooit kan ons die misdadiger ook aan die kruis vergeet vir wie die Here gesê het: "Vandag is jy in die paradys saam met my." Uitgeworpenes, mense met geen status of niks nie, wat God intrek in sy heilswerk. Nou broeders en susters, as die liewe Vader hom ontferm oor mense by wie ons sou verbyloop, hoeveel te meer vir die mense vir wie sy seun aan die kruis gesterf het. Wie is God? God in sy werk is twee sake gelyktydig. God is die skepper van hemel en aarde. En as ons hoor van die oordeel van hierdie enigste God, dan moet ons sidder, want dit is verskriklik. Lees die Bybel. God se oordeel is verskriklik. Terselfdertyd is God se beskerming oor sy kinders onaantastbaar. Want God het selfs die hare op hulle kop getel. En nou kom ek in die gebed. Vergewe my soos ek my skuldenaars vergewe. Hoekom kan ons nie vergewe nie? Omdat ons in die eerste plek nie kan erken dat God God is nie. Dis waar ons die probleem moet gaan soek. Baie mense kan kom en kan vir ons vertel van verskriklike goed wat ander mense aan hulle gedoen het. Bo menslike goed aan hulle gedoen het. Die evangelie sê, daardie mense wat God se kinders skade gedoen het, God sal hulle met sy verwoestende oordeel tref. Daarom moet ons kan vergewe. As 'n mens vergewe, dan sê jy nie, hierdie slegte daad was maar goed gewees nie. Praat niks goed nie.
maar jy kan dit sê omdat jy God erken as God. Ek vergewe jou. Jy is in die hande van die skepper van hemel en aarde. Dis wat dit beteken. En hy sal oor jou besluit. En wat bring dit vir 'n mens self? Dit bring dat jy jou losmaak van 'n verskriklike las in jou lewe. Dat jy vrede vind. En dat jy met jou lewe kan aangaan. Want God is God. In sy oordeel en in sy beskerming oor my, wat ek elke keer sien, as ek die evangelie lees. Broeders en susters, mag ons tog in die eerste plek onthou wie ons is. En mag die vrede wat Jesus Christus gebring het, ons lewens volmaak. Amen. Kom ons sing ten slotte die gebed wat die Here Jesus Christus ons geleer het. Laat kom ons nie in die versoeking die Here, maar verlos ons van die bose. En vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe, omdat ons weet dat ons aan U behoort.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.